Ons almal kla soms oor ons werk. Veral so na 'n lang wegbreek is dit mos ekstra moeilik om weer in die gedissiplineerde ritme van werk te kom. Een so Januarie toe ek weer nie lus voel om met die Januarie en al die verantwoordelikhede te begin nie, het ek mooi daaroor gedink. Wat sou ons doen as ons nie werk het nie, of nie werk kan kry nie? Miljoene werkloses sal enigiets doen om net 'n paar sent in die hande te kry waarmee hulle kos kan koop, 'n dak oor hulle kop kan bekostig, hulle kinders kan versorg. Dis natuurlik en van menslike aard om eerder makliker, rustiger te leef, maar hoe arm sou ons wees as ons nie 'n bietjie getoets en uitgedaag word nie? Hoe sal ons uitmekaar val as ons nie gedwing word om 'n goeie roetine te volg en dissipline toe te pas in ons lewens nie? Waar sou ons soveel geleenthede kry om, ook onder moeilike en spanningsvolle omstandighede, in ons verhoudings te groei, te leer en met verskillende mense oor die weg te kom en saam met spanne te werk? Hoe vervelig sou die lewe raak as ons niks gehad het om te doen nie? Hoe enkelvoudig sou ons wees as ons net die lekker dinge kon doen? Die prediker het geweet waarvan hy praat toe hy in 5 vers 17 geskryf het. Die allerbeste ding wat met 'n mens in sy lewe kan gebeur, is om te eet en te drink en die goeie dinge tussen die swaar kry deur te geniet. Kom ek en jy kies om met ander oë na ons werk te kyk, om die goeie daarvan raak te sien, die vervulling te beleef, die beste van elke dag te maak en so te werk dat ons ook 'n verskil in ander se lewens maak. Dit sal vreugde gee. Kom ons bid. O Vader, vergewe my dat ek so dikwels kla oor my werk. Vandag dank ek U vir die geleentheid om te kan werk. Help my asseblief om die beste daarvan te maak. En Here, ek bring vandag ook die miljoene wat smag na inkomste na U toe. Sal U asseblief daardie harte en hande vashou en uitkoms bring? Amen.